Ons is kampioene van privaatheid. Ons mure is hoog, ons elektriese heininge is aktief en ons do not disturb funksie is aan. Ons noem dit respek, maar dikwels is dit net eintlik isolasie. Ek dink een van ons grootste vrese is om vir iemand tot las te wees. Alles wat ons nodig het, kan en moet ons self voorsien. En dis hoe ons dink. Maar in Lukas 11 vertel Jesus hierdie storie wat eintlik al hierdie reëls oortree. Dis in die middel van die nag, die dorp is doodstil en skielik is daar 'n raserige geklop. Dis nie 'n beleefde tik aan die deur nie. 'n Onbeskomde moker teen 'n houdier wat waarskynlik in daardie tyd die hele dorp sou wakker maak. Hierdie man het 'n gas gekry en sy kaste is leeg. En hy klop sy buurman wakker vir 3 brode. Ek dink dis hier waar die spanning lê. Die man binne in die huis is nie kwaad nie. Hy's net gemaklik. Hy sê die deur is gesluit, my kinders slaap, ek kan nie nou opstaan nie. Dis dikwels ook die stem van ons eie gerief. Dis die stem wat sê dat gemeenskap te veel kos. Maar Jesus sê die buurman staan uiteindelik op. Nie omdat hulle vriende is nie, maar oor die man se anaidia. Dit beteken onbeskomdheid. Letterlik 'n gebrek aan skande. Nou kom vertel Jesus dit net na hy die Onse Vader vir hulle leer bid het. Want gebed en gemeenskap is eintlik 2 kante van dieselfde munt. In 'n egte gemeenskap is daar 2 rolle. Eerstens, die een wat moed het om te klop. Jy herken jy het nie genoeg nie. Jy gooi jou trots by die deur uit en sê, ek het hulp nodig. En aan die ander kant is dit die een wat die genade het om op te staan. Jy laat toe dat jou gerief versteur word. Jy ontsluit die deur van jou besige lewe omdat iemand anders se nood belangriker is as jou nagrus. Ek dink gemeenskap word nie gebou wanneer alles net oukei is nie. Dit word gebou in die ongerieflike ure van die nag. Dit word gebou wanneer ons besef dat God nie 'n slapende buurman is wat ons irriteer nie, maar eintlik 'n vrygewige Vader wat wag dat ons die mure van ons selfvoorsiening afbreek. So miskien is hierdie teks 'n uitnodiging, hou op om so beleef te wees en begin klop, begin vra. God vind jou nood nie 'n las nie. Hy vind dit 'n geleentheid om sy goedheid deur jou aan 'n hongerd wêreld te wys. En dan is die vraag, is jy tans die buurman wat te trots is om te klop? Of is jy te gemaklik om oop te maak? Deel jou gedagtes hier onder in die comments. En kom ons wees eerlik oor hoe moeilik dit soms is om regtig soos 'n gemeenskap te leef. Mooi week vir julle almal.